As jy 'n skaapboer is, dan weet jy hoe belangrik dit is om jou vee gereeld te tel. Die meeste skaapboere wat ek ken, tel basies weekliks hulle skaap. So hulle gaan deur die kampe en dan kyk hulle hoeveel en daar in elke trop is. Hulle weet wat in elke kamp is. Hulle het 'n sakboekie waar hulle die veegetalle opskryf. Presies wat in elke kamp is en hulle hou baie noukeurig rekord van daai veegetalle. Want daar is in 'n skaapboerdery is dit maar altyd so, daar is die skaap raak weg. Dis ongediertes en dit is diefstal en dit is siektes. Daar is maar altyd diere wat net van die getal afgaan, soos ons sê. Maar die vraag is dit goed genoeg om net jou getalle aan te teken? In meeste gevalle weet die boere presies wat die getal vee is wat hulle het. Maar daar is bitter min boere wat regtig voorraadkontrole toepas. Nou, een van die beste goed wat jy kan doen op jou plaas is om te begin met 'n veeregister waar jy 'n waarde het, standaardwaardes het en dan die getalle het sodat jy kan sien of jou vee se voorraadwaarde skuif. Met ander woorde, tussen jou begin en jou eindvoorraad. En ook om dit dan op 'n maandelikse basis te doen. Nie net die veegetalle akkuraat en korrek te hou nie, maar ook om te weet waar staan jou veewaarde elke maand, aan die begin van die maand en aan die einde van die maand. Goed, in hierdie video gaan ons 'n bietjie kyk na wat bedoel ek met 'n veeregister, hoe lyk 'n veeregister. Ons gaan 'n bietjie stil staan by die tipes diere. Ons gaan kyk wat bedoel ons met standaardwaardes, begingetalle, beginwaardes en dan ook aankope van vee, verkope van die vee en dan ook jou verbruik. Wat bedoel ons met verbruik? En dan ook skuwe tussen tipes en verliese, hoe teken jy die verliese aan? En dan jou eindgetalle en eindwaardes. Baie welkom by hierdie video. As dit jou eerste keer hier is, ek is Bram Coetzee en ek is al vir meer as 30 jaar betrokke in die skaap- en wolbedryf in Suid-Afrika. Ek het op 'n skaapplaas in Namibië groot geword. Na skool het ek my BSc honeursgraad in skaap- en wolkunde aan die Universiteit van Stellenbosch voltooi. En toe het ek vir 'n paar jaar gewerk as senior produksieadviseur by die destydse Wolraad. En daarna was ek bestuurder by Midlands Abattoir. En ek was ook vir so 'n paar jaar 'n senior produksieadviseur by BKB. En toe was ek vir 10 jaar die besturende direkteur by Consortium. En ek is ook al vir die laaste 20 jaar die besturende direkteur van my eie maatskappye onder Amali, waarvan hierdie welvaart met skaap resorteer onder Amali Consulting. Die doel van my welvaart met skaap mentorprogram onder Amali Consulting is om skaapboere te help om te beweeg van finansiële onsekerheid, oneffektiewe bestuur en frustrasie na een van die top 20% skaapboere in Suid-Afrika. Nou, ek maak gebruik van mentorboere wat tel onder die top 1% skaapboere in Suid-Afrika, as ook van kundiges op die gebied van finansies, voeding, dieregesondheid en weiveldbestuur. En ons help boere om hulle denkwyse te verander, om hulle beplanning te doen, behoorlik strategie uit te werk, stelsels in plek te kry en om hierdie stelsels suksesvol te implementeer, sodat hulle welvaart kan skep uit 'n goed bestuurde, winsgewende, volhoubare boerdery, wat hulle met trots kan oordra na hulle nageslag. Nou, dit verseker die familie se nalatenskap, dit gee persoonlike bevrediging vir die boer en dit help hom om 'n betekenisvolle bydrae in sy gemeenskap te maak waar hy tans is. Die beste manier om uit te vind wat om te doen is eerstens om te bepaal waar staan jou boerdery. Is jy onder die top 20% of is jy onder die onderste 20% of is jy iewers hier in die middel? Want as jy weet waar jy staan, dan sal jy weet wat om te doen. My aanbeveling sal wees dat jy hierdie skaapboerdery evaluasie gaan doen. Dit is so 15 vrae wat jy kan beantwoord en dit sal vir jou baie goeie indikasie gee van waar jou boerdery staan. Jy sal die skakel vind reg onder hierdie video, in die beskrywing van die video of in die opmerkings. Dit sal sê WMS skaapboerdery evaluasie.
Dan klik jy net op daai skakel en dit sal jou vat na hierdie evaluasievorm wat jy kan invul. As jy die vorm klaar ingevul het, dan kan jy net jou besonderhede invul en dan sal jy 'n telling kry. 'n Totale telling en dan ook 'n telling vir die 3 afdelings: besigheid en mense, natuurlike hulpbronne, produksie en bestuur, om te kyk waar is jou tekortkominge, en dan kan jy maar net die stappe volg daarvan af. As jy minder as 80% kry vir jou skaapboerdery evaluasie, dan sal my aanbeveling wees dat jy hierdie werkboek aanskaf, die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery. Die skakel is reg onder hierdie video in die beskrywing of in die opmerkings van die video. Nou, die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery handel oor besigheid en mense, natuurlike hulpbronne en dan skaapproduksie en bestuur. En dit sal jou help met jou denkwyse, jou beplanning, jou strategie, stelsels en die implementering daarvan. En hopelik sal dit jou vat na die top 20% skaapboere in Suid-Afrika. As jy voel jy het meer hulp nodig, dan is jy welkom om deel te word van my Welvaart met Skaap Top 20 mentorprogram. Hierdie mentorprogram loop oor 12 maande. So ons gaan in maand 1 en 2 doen ons beplanning en strategie en denkwyse, en dan in maand 3 tot 6 werk ons met begrotings en stelsels, en dan maand 7 tot 12 dan doen ons monitering, evaluering en verbetering. So die hele doel met die mentorprogram is om jou te help om binne 12 maande jou boerdery te vat van waar ook al jy jou bevind na een van die top 20% skaapboere in Suider-Afrika. Wat bedoel ons met 'n veeregister? Nou, soos ek reeds gesê het, in meeste gevalle het die boere hulle getalle, maar daar's 'n klomp ander goeders wat ons ook moet in ag neem om regtig ons voorraad te bestuur en te beheer, en voorraadkontrole te doen op ons vee. So jy moet elke maand 'n beginwaarde hê op jou vee en 'n eindwaarde, so jy kan sien wat aangaan. In meeste gevalle het die boere hulle getalle 100% reg, maar hulle het nie die res van hierdie goeders nie. So kom ons gaan kyk bietjie wat moet alles op jou veeregister wees. So jy het jou getal aan die begin van die maand, dan het jy die waarde van daai vee, so jy moet 'n standaard waarde vir jouself daar insit. Ons gaan nou net daarby uitkom hoe doen jy dit? En dan moet jy ook vir daai spesifieke maand, as daar enige diere bygekom het, met ander woorde, as jy moet besluit wanneer gaan jy diere op jou register sit? Is dit teen merktyd of wanneer is die vroegste wat jy jou aanwas aanteken op jou register wat 'n deel word van jou voorraad? En dan het jy ook hierso 'n gedeelte wat jy moet invul: aankope. Enige diere wat jy aankoop, byvoorbeeld as jy ramme aankoop of enige diere wat jy inkoop, dan het jy 'n getal en 'n waarde van verkope. Dis nou as jy ou hoë verkoop of speenlammers, slagdiere, enige iets wat jy verkoop. En dan is hierso 'n kolom verbruik en donasies waar jy moet invul die getal en die waarde. Dit is verbruik en donasies is diere wat jy vir jou eie gebruik slag, of wat jy vir jou arbeid slag, of wat jy skenk vir organisasies, of byvoorbeeld die kerk of die boerevereniging of wat ook al. Jy kan dit verniet weggee, maar jy moet dit registreer op jou register teen 'n waarde, want dit is 'n inkomste wat die boerdery gegenereer het. Dan is hier verstellings, ek sal net 'n bietjie praat oor die verstellings, en dan is hier verliese, met ander woorde die diere wat vermis geraak het, wat deur ongediertes gevang is of wat dood is van siektes ensovoorts. En dan 'n recon, hierdie recon moet altyd 0 wees hierso. Hierdie verstellings ook moet altyd 0 wees, dis maar net vir kontrole doeleindes. In hierdie geval die recon syfer met dieselfde as die getal hierso wees, en dan die eindwaarde, en dan is hier ook 'n verskil in waarde wat hier inkom. Nou hierdie verskil in waarde sal altyd wees die eindwaarde minus die begin voorraad hierso. Selfs as jy dan hier kom by Desember, hierdie verskil hier sal wees die verskil tussen die eindwaarde hier en die beginwaarde in Januarie. So dit is altyd jou verskywing van waarde oor jou jaarperiode. So dit is hoe hy aangeteken is. So kom ons gaan kyk 'n bietjie na hoe werk die veeregister op 'n maandbasis. So as jy dan op jou maand kom, nou hierso is die tipes diere. So by die ramme het ons dan 18 maande plus 12 tot 18 maande, 6 tot 12 maande ou oeye,
ooe 18 maande plus ooe 12 tot 18 maande, ooe 6 tot 12 maande. Hier's hammels 18 maande plus hammels 12 tot 18 maande, hammels 6 tot 12 maande. Speenlammers 4 tot 6 maande, suiplammers 0 tot 4 maande. En dan hier is ook jou beeste se tipe. Nou hierso, jy kan hierdie tipes verander soos wat jy goed dink, maar jy moet die basiese tipes hier in hê, en dan moet daar 'n waarde vir elke tipe wees. So 'n kategorie waarde wat jy kan gaan insit. Nou hierdie is 'n standaardwaarde wat jy gaan gebruik. Gewoonlik is dit die waarde waarteen jy daai diere sal kan maklik verkoop kry teen 'n markprys. So dit is die prys wat jy daar moet insit. So jy kan vir jou hierdie ding gaan bou as jy handig is met Excel of met Google Sheets. Ek kan ongelukkig nie hierdie vir jou gee nie, want hierdie is dit is die dokument wat ek gebruik in my welvaartmaatskaap Top 20 mentorprogram. So as jy hierdie wil hê of toegang wil hê tot hierdie, dan moet jy aansluit of deel word van die welvaartmaatskaap Top 20 mentorprogram. So as jy dan jou waardes hier ingesit het, dan so jy te begin getal, dit is jou getalle wat jy dan nou het huidiglik vir hierdie verskillende tipes op hierdie begindatum. In hierdie geval is dit 1 Januarie 2026 en as ons dan gaan insit en ons sê ons het 'n eenvoudige boerdery hierso, ons het 3% ramme, ons het 30 ramme, ons werk met 1000 ooe, waar ons dan 3% ramme het, is 30 ramme. Ons kan sê hierso ou ooe, ons het op hierdie stadium van die veg het ons so 250 ou ooe en ons het 300 vervangingsootjies wat in die kudde is, en dan sit ons hierso met speenlammers, sê ons het so 800 speenlammers hierso. So dis die basiese samestelling van hierdie kudde op hierdie spesifieke stadium. En nou wat gebeur nou? Hoe gaan ons te werk met hier verder aan met hom? So daar's die goede wat kan gebeur in 'n maand is, daar kan aanwas wees, met ander woorde, daar kan lammetjies bykom, of daar kan goed wees wat jy aankoop, of daar kan goed wees wat jy verkoop. Dan is daar verbruik en donasies, met ander woorde is daai wie jy slag vir die huis, of dan nou skenkings wat jy gee, en dan hierdie skuwe, hierdie verstellings hierso, dit is wanneer die diere skuif tussen hierdie kategorieë. So 'n speenlam kan dan op 'n stadium 'n jong ooi wees 6 tot 12 maande. Nou 'n speenlammetjie, het sê net maar sy waarde is R1000 en 'n 6 tot 12 maande ooitjie se waarde is R1200. En dan kan daai ooitjie weer skuif na 12 tot 18 maande ooi wat sê R1800, en dan as hy 'n teelooi word, is hy R2000. En dan as hy 'n ou ooi word, dan is hy maar weer R1200. So elke keer as hy binne 'n kategorie skuif, is gewoonlik as die waardes verander, dan skuif hulle. So en dan is hier verliese. Met ander is goed wat vermis is. Daar's maar altyd op 'n plaas, daar's altyd diere wat van die getal afgaan. So jy moet nou maar gaan kyk, as hy vermis is, moet jy 'n aantekening maak, en dalk vind jy hom weer, as jy vermis aangeteken het, en jy vind hom die volgende maand, dan sit jy hom net weer by gevind by, en dan die wat deur ongedierte is en dood is, kan jy aantekeninge maak, wat was die redes vir dit gewees, en watter kampe het dit plaasgevind, sodat jy kan begin vir jou 'n databasis opbou vir dit. So in hierdie geval sê ons, dit was die begin, in Januarie was dit die begingetalle, 2380 diere, en die waarde was 3.760.000. So ek het nou op die einde van die maand het ek my vee getel, en die recon syfer sê, daar moet 30 ramme wees, daar moet 250 ou ooe wees, daar moet 1000 ooe wees, 300 jong ooe en 800, want dit is die begingetal wat ek gehad, daar het niks gebeur, so my recon getal sê, dit is die getalle wat daar moet wees. So as jy jou vee gaan tel het, dan moet die vee ooreenstem met hierdie syfers. As dit nie ooreenstem met hierdie syfers nie, dan moet daar 'n rede wees, dan moet daar iets gebeur het, dat daai syfer nie ooreenstem nie. So ons sê in hierdie geval, die syfers stem ooreen. Kan nou net die intik. Goed, nou dis die eindgetalle het ons ingesit, en dit stem presies ooreen met ons recon getal,
en nou kan ons sien ook op die kontrole is alles 0, so daar is geen verskille nie, so ons beginwaarde en ons eindwaarde is presies dieselfde, ons begingetalle en ons eindgetalle is presies dieselfde. So vir Januarie het daar niks snaaks gebeur nie. So kom ons beweeg nou aan na Februarie toe en dan gaan sê ons goed in Februarie ek koop gewoonlik in Februarie ramme in. So ek het in Februarie maand het ek vervang my ramme elke ek het 3 ouderdomsgroepe, so ek moet 10 ramme per jaar vervang. So ek het hier aangekoop 10 ramme en ek het hulle aangekoop teen R5,000 stuk. So ek het R50,000 betaal vir daai ramme en die res en ek het hierso verder wat het ek het kom ek sê ek het ek het 2 ou ooe geslag vir die werkers en ek registreer nie daar nie. Ek het verbruik ek het 2 ooe geslag vir die arbeid en hulle gaan teen R1,000 stuk waarde wat ek hulle hier insit of R1,200, so dit is kom ons sê maar die standaardwaarde is R2,400. Dis waarteen ek hulle hier insit en verder het ek geen ander skuwe gemaak in Februarie maand nie. Ons kan dalk in Februarie maand was die 800 speenlammers gewees en ek het jammer in Februarie het ek my lammers as stoorlammers verkoop en ek gaan 300 terughou. So ek gaan 500 van daai lammers het ek nou verkoop. So ek kan nou hier insit ek het 500 verkoop van daai lammers en ek het hierso ek verkoop hulle teen R1,000 stuk, net ronde getalle hier insit om dit maklik te maak. So ek het R500,000 dis beter. Ek het verkoop 500 lammers teen R1,000 stuk, so ek het R500,000 se inkomste daar gekry. En daar bly dan nou nog van daai, met ander daar is 300, so as ons nou gaan kyk na die veeregister, dan gaan ons sien, volgens die Recon, is dit die getalle wat daar moet wees. So, nou die manne gaan tel, en hulle tel 30 ramme daar so, dis die getal wat hulle vir my gee, en die ou ooe, het hulle 2, 4, 8 daar ingesit. Dit was reg, en daai ooe was 1000, daai getal was reg. Die jong ooetjies was 300, so daai getal was ook reg, en dan die lammers wat oorgebly het, was R300 gewees. 300 was die getal gewees, so dis ook reg. So ons dan sien ons hier die kontrole, maar hierso is, ek het 10, hier is 10 ramme te min op my getal. Daar is veronderstel om 40 te wees, en daar is nou net 10 hierso. Nou sê, man, okay, nou wat het nou van daai 10 geword? Waar is die 10 wat kort? Dan sê die, maar ek het skoon vergeet, daai 10 ramme wat ek ingekoop het, hulle loop daar in 'n kwaranteinekampie. So ek het vergeet om hulle by die getal te sit. So, dit is reg, hulle moet 40 wees, sit die getal in, nou is die kontrolesyfer reg, alles is reg, ek het 10 ramme aangekoop, ek het 2 vir verbruik geslag, ek het 500 hier verkoop, en ek het nog 300 oor, en sê is maar, okay, ons gaan nou aan na maart maand toe, en ons gaan kyk, wat gaan by maart maand gebeur, met daai veegetalle van ons sê, okay, van daai 40 ramme wat ek nou het, gaan ek het 10 ou ramme wat ek gaan verkoop, so ek sit hulle daar in,
en ek verkoop hulle teen R2000 stuk, so R20,000 vir daai 10 ramme, en ek verkoop ook hierdie 248 ou oeye, en ek het hulle verkoop teen R1500 stuk. So 1248 times 1500 is 372. Right, daar het ons die ou oeye verkoop, en dan het ons nog hierdie 300 speenlammertjies hieronder, en ons gaan nou sê ons die getalle wat ek nou ingekry het vir die maand is nou, die manne het getel, dis reg, as 30 oeye, en ons sê hierso is nou 1300 oeye, en hierso is hier by my jong oetjies, daai 6 tot 12 maande oetjies, daarso het ek nou 300. Goed, nou kan ons sien hierso op die dis die getalle wat ek nou in het, maar hierso is nou my kontrole sê hierso is 300 te min hierso, maar hierso is 300 te veel. En dan hierso is 300 te min en 300 te veel. So iewers moet daar nou verstellings gemaak geword het. So ons kan gaan sê, kom ons kyk nou wat was die probleem hierso, en nou sê is goed, hierdie 300 speenlammers, dis daai jong vervangingsoetjies wat ek teruggehou het, so daar moet dan minus 300 wees, en ek sit dit daarin, en dan skuif hulle na daai kategorie toe, hierso. Ons sê daar soos dan 300 daarby, so nou is daai kontrole weer 0, en ons kan sien, goed, nou is daai getal reg geskuif, en dan hierso het ons nou 1300 oeye hierso. Nou, hoekom daai oeye daar geskuif, wat het hier gebeur? Ons kan sê, okay, dit is dan daai, ons het daai oeye nou vir die eerste keer gepaar in maart maand, daai 12 tot 18 maande oeye, so hier was 'n minus 300 gewees daar, en hulle het na die teelooie toe gaan 300, so nou skuif daai getalle ek is op die verkeerde plek. Daai was minus 300 en daai was dan 300. Daar skuif hy nou reg. Goed, nou kan ons sien, nou is die kontrole weer op 0 en hierso is my ooi getalle nou weer reg. So nou het hy daarna toe geskuif en ons kan dan met ander ons getalle reg, alles is in orde en ons het ons skuwe gemaak en nou kan ons gaan na die April maand toe en dan kan ons sê right, in April maand was dit dan nou my getalle gewees en hierso in April maand het ek het in Maart maand het ek my lammertjies, kom ons sê maar ons het 'n aanwas gehad hiervan, ons het 1000 lammers gehad wat gebore was hierso, so ons sit 1000 in en ons sit hulle in teen R500 stuk, so is 500.000. Dit is nou is hulle geregistreer en nou kom hulle in op die getal. So daar is niks snaakse goed wat gebeur hierso nie en dan kan ons sien en ons sê van daai 1300 oeye wat ons gehad het, het ons 'n skuif gemaak. Daar het nou 300 minus 300 oeye daarso en hulle het uitgegaan daar na 300 ou oeye toe. So nou lyk hy weer so en dan op die einde van April maand het ons die getalle gekry, 30 ingesit daar was 300 ou oeye, daar was 1000 oeye gewees en daar was
van die 1000 lammers wat ek dan nou wat ek hier geregistreer het, was daar nog 1000 lammers gewees. So, daar is my getalle, my kontrole is alles weer reg. Daar loop my getalle, alles is in lyn. So ek is tevrede. Gaan ek oor na my maand toe. En nou in my maand, nou daar's niks wat in my maand gebeur nie. Ek kry einde Mei kry ek my getalle. Sien alles is reg. Daar is 30. Daar so is 298 en hierso is 1990 990 en hierso by hierdie is daar net hierso is daar 950. Dis die getalle wat ek gekry het. So nou sien ek hier op my kontrole, maar hier is my goed klop nie met my recon syfer hierso nie. Hierso is -2 -2 by kontrole, ek het vergeet. Daai -2 ek het twee skaap geslag vir die arbeid teen R1000. Dis 2000. Goed, daar is hy reg. Ons het net vergeet om daai in te sit. Nou is my kontrole reg. Nou sien ek hierso is -10. Hier's net 990 oeye. Hier moes 1000 gewees het. Okay, wat het hierso is 10 oeye. Hier's 10 oeye weg. En ons weet hy is weg uit 'n spesifieke kamp uit. Ons het geen rede vir dit nie. En ek sit dit hier onder vermis. Sit ek daai 10 oeye in. Nou klop my syfer en ek weet hierso is 10 oeye wat weg is. Ek moet gaan soek. Ek moet 'n antwoord kry op hulle. En dan hier sien ek is 'n -50. Hierso is 50 kort. En ek kry my terugvoer van my arbeiders af en ons sien maar daar was 30 lammetjies wat deur die jakkalse en 30 lammetjies wat dood is van bloednier. En dan hierso is hier was 20 lammetjies wat ons verloor het met jakkalse en rooi katte. So nou het ek die getalle ingesit daar en dan klop my syfers weer. So dit is basies hoe jy dan jou veeregister aan mekaar sit. Is jy moet elke maand hierdie goeders registreer. En dan as jy elke maand dit registreer, dan gaan hy vir jou wys hierso op jou veeregister, op jou maandelikse veeregister, soos jy kan presies sien waar was jou aanwas, waar het jy aankope gehad, waar het jy verkope gehad, en waar het jy verbruik en donasies gehad. Jy kan hier onder sien wat was die totale gewees in terme van aanwas, wat was die totale gewees vir aankope en verkope, en dan ook jou verliese sal geregistreer word. Jy kan sien hoeveel verliese het jy gehad oor die jaar, so en dan kan jy ook hierso dophou wat gaan aan hierso tussen jou eindvoorraad, met ander jou waarde op jou veeregister. So in hierdie geval kan ons sien ons is af minus R800,000 teenoor die beginwaarde. So en so gaan jy maar net met hom deur tot jy op die einde van die jaar kom. En dit is belangrik dat as jy dan op die einde van jou finansiële jaar kom, as jy op dieselfde stadium kom as die vorige jaar, dan behoort hierdie syfer van jou, hy sal fluktueer, maar op die einde van die jaar behoort jy hier te kom en dan moet hierdie syfer die min of meer dieselfde wees as dit waarmee jy begin het. Nou in baie gevalle, as hierdie syfer baie laer is as waarmee jy begin het, dan kan dit wees dat jy het nie regtig aanwas gekry nie. Dit kan wees dat jy 'n klomp verliese gehad het, of dit kan ook wees dat jy van jou diere verkoop het, jy het van jou voorraad verkoop. Dis hoekom jou waarde laer is as waarmee jy begin het. Of dit kan wees dat hierdie waarde baie hoër is as waarmee jy begin het. So jou bankbalans lyk treurig, maar jy het eintlik maar net 'n klomp diere teruggehou. So jou veevoorraad is baie hoër as wat dit was in die begin van die jaar. So jou geld is nie in die bank nie, maar dit is op die plaas, dit loop daar in jou kamper rond. So hierdie gee vir jou baie goeie indikasie
van wat op jou plaas aangaan in terme van waarde en ook in terme van wat elke maand binne jou vee kategorie gebeur het. So ek sal regtig aanbeveel dat as jy nog nooit 'n veeregister gehad het nie, dat jy so gou as moontlik vir jou 'n veeregister opstel en dat jy hierdie goeders begin invul. Dit is nie voldoende om net die veegetalle te hou elke maand in 'n sakboekie nie. Jy moet jou voorraad kontrole doen. Die beste manier om uit te vind wat om te doen is eerstens om te bepaal waar staan jou boerdery. Is jy onder die top 20% of is jy onder die onderste 20% of is jy iewers hier in die middel? Want as jy weet waar jy staan, dan sal jy weet wat om te doen. My aanbeveling sal wees dat jy hierdie skaapboerdery evaluasie gaan doen. Dit is so 15 vrae wat jy kan beantwoord en dit sal vir jou baie goeie indikasie gee van waar jou boerdery staan. Jy sal die skakel vind reg onder hierdie video, in die beskrywing van die video of in die opmerkings. Dit sal sê WMS skaapboerdery evaluasie. Dan klik jy net op daai skakel en dit sal jou vat na hierdie evaluasievorm wat jy kan invul. As jy die vorm klaar ingevul het, dan kan jy net jou besonderhede invul en dan sal jy 'n telling kry. 'n totale telling en dan ook 'n telling vir die 3 afdelings, besigheid en mense, natuurlike hulpbronne, produksie en bestuur, om te kyk waar is jou tekortkominge en dan kan jy maar net die stappe volg daarvan af. As jy minder as 80% kry vir jou skaapboerdery evaluasie, dan sal my aanbeveling wees dat jy hierdie werkboek aanskaf, die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery. Die skakel is reg onder hierdie video in die beskrywing of in die opmerkings van die video. Nou, die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery handel oor besigheid en mense, natuurlike hulpbronne en dan skaapproduksie en bestuur. En dit sal jou help met jou denkwyse, jou beplanning, jou strategie, stelsels en die implementering daarvan. En hopelik sal dit jou vat na die top 20% skaapboere in Suid-Afrika. As jy voel jy het meer hulp nodig, dan is jy welkom om deel te word van my Welvaart met Skaap Top 20 mentorprogram. Hierdie mentorprogram loop oor 12 maande. So ons gaan in maand 1 en 2 doen ons beplanning en strategie en denkwyse en dan in maand 3 tot 6 werk ons met begrotings en stelsels en dan maand 7 tot 12 dan doen ons monitering, evaluering en verbetering. So die hele doel met die mentorprogram is om jou te help om binne 12 maande jou boerdery te vat van waar ook al jy jou bevind na een van die top 20% skaapboere in Suid-Afrika. Uit ondervinding weet ek dat die meeste skaapboere maar redelik klei trap as dit kom by die verstaan van hulle finansiële syfers van hulle boerdery. So as jy belangstel, gaan kyk na hierdie video wat nou op die skerm verskyn, as jy meer wil leer oor hoe jy jou syfers van jou skaapboerdery moet interpreteer.